twee sissies, Haon wat 5 jaar oud is en Sion wat 4 jaar oud is, woon in Suid-Korea. Hulle hou baie daarvan om met hulle bure se dogtertjie wat ook 5 jaar oud is te speel. Haar naam is Yuyang. Wanneer die 3 klein dogtertjies bymekaar is, het hulle groot avonture. Hierdie driekies het geen vrees vir enige gedierte nie, het sy groot of klein. Een van die meisies se gunsteling aktiwiteite was om vliee en goggas te vang en hulle dan in 'n bottel te sit. So sou hulle dan al om die woonstelblok hardloop terwyl hulle hoog en laag soek na vliee en allerlei goggas. Wanneer Huan, Sion en Yoyong genoeg vliee en goggas gevang het, sal hulle begin soek na akedisies. Al om die gebou sal hulle dan hardop terwyl hulle weer hoog en laag soek na 'n akedis. En wat dink julle sou die meisies dan doen wanneer hulle 'n akedissie gevang het? Ja, hulle voer hom dan lekker dik met al die vliee en goggas wat hulle gevang het natuurlik. Dan laat hulle hom weer vry om maar sy eie gang te gaan en teen die gebou se mure uit te klim. Haon en Sion sou baie graag die akedis en die vliee en ander goggas in hulle woonstel wou inbring, maar hulle ma laat dit nie toe nie. Sy sê vliee, goggas en akedisse hoort buite. Mamma het ook gesê dat katte buite hoort. Baie rondloperkatte sou in die tuin buite die woonstel rondhang. Haon, Sion en Yoyang het dit baie geniet om met hulle te speel, hulle te vryf en te voer. Hulle ma het nie die vliee, goggas, akedisse of rondloperkatte in die woonstel toegelaat nie, maar sy het wel 'n uitsondering gemaak vir 'n baba voeltjie. Een keer het die meisies 'n klein baba mossie opgetel wat uit die mamma se nesie uitgeval het. Mamma het toegelaat dat hulle die klein voeltjie in 'n boks in die woonstel inbring om warm te kan word. Daarna het hulle die klein voeltjie weer in sy nesie by sy mamma teruggesit. Haon, Sion en Yoyang was beste maatjies. Hulle was lief vir speel en hulle was baie lief vir diere. Maar daar was een groot verskil tussen hulle. Haon en Sion was lief vir Jesus. Maar Yoyang het dit nog nooit van Jesus gehoor nie. Haon en Sion wag vir Jesus om sy kinders te kom haal en hemel toe te vat. Yoyang het nog nooit gehoor dat Jesus sal kom om sy kinders hemel toe te vat nie. Haon en Sion sou graag hê dat hulle maatjies ook vir Jesus moet leer ken. Hulle het begin om elke aand vir haar en haar familie te bid. Die 2 dogtertjies kon nie eers daarin dink dat hulle dalk nie eendag in die hemel met hulle beste maatjies sou kon speel nie. Toe die meisies groter word en begin skool toe gaan, het hulle nie meer so baie tyd om saam te speel nie. Een Sabatoggend klomp Yoyang aan haar 2 maatjies se deur. "Kan ons vandag hier by julle speel?" vra sy. "Ons kan nie vandag hier speel nie, want ons gaan vandag kerk toe," sê Haon. "Dit sal fantasties wees as ons almal saam kerk toe kan gaan," sê Sion. Yoyang kon nie daardie dag saamgaan nie, maar sy het aangehou om Sabatoggende te kom kuier en hulle het haar elke keer saamgenooi. Een Sabatoggend het sy ingestem om saam te gaan. Haon en Sion was oorstelp van vreugde. Dit was 'n antwoord op hulle gebede. Hulle het vir 2 jaar lank elke aand vir Yoyang gebid, dat sy ook vir Jesus mag leer ken. Vandag is Haon vir 13, Sion is 12 en Yoyang ook 13. Sy het saam met hulle begin kerk toe gaan en doen dit nog steeds. Nou al vir 6 jaar lank. Die meisies is ook baanbrekers en hulle kan nie wag om eendag in die hemel met goggas, akedisies en katte te kan speel nie. Bid asseblief vir Yoyang se familie dat hulle ook Jesus sal leer ken.